Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 14de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, prokureur verskyn in die hof oor valse eise. Nuushooftrekke vir vandag sien sodanige uit. Organisasie se dade sal nie ongestraf bly volgens minister. Prokureur verskyn in Gqeberha se Landdroshof oor bedrogklagte. Die tyd is nou vir die begroting. Die gesloer kan nie so aangaan nie. Britse man vrygespreek na 38 jaar in die tronk weens moord. FlySafair het weer 50.000 kaartjies beskikbaar gehad teen R11. Cheetahs pak weer die Griekwas die naweek. Gewoonlik staan die prokureurs aan die verdedigingskant in die hof. Maandag het die posisies omgeruil in Gqeberha se Landdroshof. Die beskuldigde was die keer die prokureur in 'n bedrogklagte. Die prokureur is toe deur die Landdros op borg vrygelaat wat op 'n bedrag van R3.000 vasgestel is. Sy het ook op verskeie geleenthede as regter in die Hooggeregshof in Gqeberha waargeneem. Sy was ook die regsverteenwoordiger in die moordsaak van Jade Panayiotou. Sy is deur die handelseenheid van die polisie in hegtenis geneem oor 'n bedrieglike eis van R250.000 wat by die staatsprokureur se kantoor ingedien is. Die prokureur se saak sal op 9 Junie in die Gqeberha Landdroshof aangehoor word. Sy sal verskyn op dieselfde aanklagte wat teen haar gemaak is. Nog 'n beskuldigde is gedagvaar om dan saam met haar as medebeskuldigde in die beskuldigde bank te staan. Volgens inligting werk die persoon in die kantoor van die staatsprokureur. Die saak word tans verder deur die handelseenheid hanteer. Dade wat Suid-Afrika se nasionale soewereiniteit bedreig, kan nie ongestraf gelaat word nie, soos die Kambutso Ntshavheni, minister in die presidentsie, belas met staatsveiligheid. Ntshavheni sê die regering sal voortgaan om te verseker dat verraderlike dade nie ongestraf gelaat sal word nie. Volgens Ntshavheni bedreig enige politieke struktuur, burgerregte organisasie of individu wat Suid-Afrika se demokrasie bedreig, dis die veiligheid van die staat. Ntshavheni sê wetstoepassingsagentskappe ondersoek steeds 'n klag van hoogverraad ten opsigte van die vals inligting wat versprei is. Volgens haar handhaaf Suid-Afrika 'n grondwetlike demokrasie waarin die regte van alle burgers beskerm word om vrylik deel te neem aan aktiewe burgery en om dit te bevorder. 'n MKP-lid van Mpumalanga wil weet wat die staatsveiligheidsagentskap, die SVA, doen om die land se soewereiniteit teen moontlike bedreigings van buitelandse politieke bewegings te beskerm en om eksterne inmenging in nasionale kwessies te voorkom. Sy benadruk ook dat die 49 Suid-Afrikaanse burgers wat as vlugtelinge in Amerika ontvang is, nie 'n bedreiging vir die land se nasionale soewereiniteit of eenheid sal inhou nie. Daar kan nie meer gesloer word met die begroting nie. Suid-Afrika benodig 'n begroting, so sê president Cyril Ramaphosa aan die kabinet. Dit is 'n begroting wat probeer om die uitdagings waarmee die land te doen het, aan te pak. Maar nog belangriker, dit sal ook die hervormingsinisiatiewe wat ons oor 'n aantal kwessies aangepak het, soos ons hawens, spoorweë, elektrisiteit, water en inderdaad ook maatskaplike infrastruktuur aanroer, so sê die president. Twee van die RNE se vennote, die DA en VF+, het Godongwana se twee vorige begrotings verwerp. Die begrotingsproses het ook spanning in die RNE veroorsaak en van die RNE vennote, ANC-LPs en lede van die party se nasionale uitvoerende komitee wou hy die ANC met die DA uit die RNE geskop het. Godongwana het laat in April aangekondig dat hy die begroting van 'n halwe persentasiepunt teruggetrek het. President Ramaphosa glo dat Godongwana se derde begroting 'n baie toekomstige gerigte een sal wees en 'n baie positiewe uitkyk aanbied, in ag genome die baie moeilike gepolitiseerde situasies wat 'n impak op die ekonomie het in Suid-Afrika en ander ekonomieë. Ek glo die RNE vennote sal saamspan en hierdie begroting ondersteun, want die land moet 'n begroting hê, het die president gesê. Ons kan nie meer die aanvaarding van 'n begroting uitstel nie. Die lewe van ons mense in hierdie land moet aangaan. 'n Britse man wat 38 jaar tronkstraf uitgedien het weens die moord op 'n kroegmeisie in 1986, sy skuldigbevinding is gister deur die Britse hof ter syde gestel nadat die nuwe DNS-bewyse aan die lig gekom het. Peter Sullivan, wat 68 jaar oud is in hegtenis geneem 'n maand na die moord op Diane Sidwell, wat 21 jaar oud was, wie se lijk in Augustus 1986 in Bennington naby Liverpool gevind is.
Prokureurs het aan die appelhof gesê, nuwe bewyse gegrond op monsters wat aan die slagoffer se lijk gevind is, wys dat die moordenaar nie die beskuldigde was nie. Dit het gelyk of Sullivan gehuil het toe die 3 regters sy vonnis tersyde gestel het. Kirby Gordon, bemarkingshoof van Flies Affair, sê in 'n verklaring, hy is weer oorweldig deur die steun van die mense. Vanjaar was 50.000 kaartjies teen R11 beskikbaar. Sedert die eerste uitverkoping in 2015 vir R1 het Flies Affair 315.000 kaartjies verkoop. Gordon sê by navraag, die gewildste roete was die tussen Kaapstad en Johannesburg, met byna 1/4 van die verjaarsdagkaartjies wat daarvoor gekoop is. Die ander gewilde roetes was tussen Johannesburg en Durban, tussen Kaapstad en Lanseria, Kaapstad en Durban en Lanseria. Die roetes het gesamentlik net minder as 70% van die R11 kaartjieverkope verteenwoordig, het hy aan die media bekend gemaak. Saudi-Arabië het gister ooreenkomste ter waarde van miljarde dollar met die VSA beloof, van verdediging tot kunsmatige intelligensie, terwyl hulle president Donald Trump op sy eerste staatsbesoek van sy tweede termyn in Riyadh verwelkom het. Donald Trump het later 'n belofte deur kroonprins Mohammed bin Salman, Saudi-Arabië se de facto heerser, vir $600 miljard aan beleggers verwelkom en geskerts dat dit blykbaar 'n triljoen moes gewees het. Die Withuis het gesê Saudi-Arabië sal wapens ter waarde van bykans $142 miljard aankoop, wat beskryf word as die grootste wapentransaksie tot nou toe nog, hoewel Trump in sy eerste termyn 'n groter syfer oor die langtermyn in die vooruitsig gestel het. 'n Lang gevolg van Saudi-Arabië se mense en sakeleiers het hulle beurte afgewag om met Trump en die kroonprins te kan bladskit. Onder hulle was Elon Musk, die wêreld se rykste persoon en raadgewer van president Donald Trump. Altesaam 12,7 miljoen mense wat sou wou werk, is sonder werk, teenoor die 16,8 miljoen mense wat werk. Die moeilike waarheid is dat miljoene Suid-Afrikaners van die ekonomie uitgesluit bly, veral ons jeug wie se werkloosheid katastrofies hoog bly. Werkloosheid onder jong mense van tot en met 24 jaar beloop nou 62,4%. Dit is jong mense wat nie skool gaan, studeer of werk nie. Dit kan minstens deels toegeskryf word aan 'n vaardigheidstekort en beperkte toegang tot goeie onderrig, maar dat die vooruitsig vir werkskepping agteruitgaan, bevestig weer die derde begroting op 21 Mei groei gedrewe moet wees. Dit moet die beleidsomgewing skep wat ekonomiese uitbreiding bevorder en beleggersvertroue 'n hupstoot sal gee. Betekenisvolle werkskepping kan nie gebeur tensy die ekonomie minstens met 3% per jaar sal groei nie. Strukturele uitdagings soos vaardigheidstekorte, onbuigsaamhede in die arbeidsmark en die talmende uitwerking van die COVID-19 pandemie het 'n werkloosheidskoers veral onder jong mense vererger. Aandag moet ook gegee word aan die bemagtiging van ons jong mense met vaardighede wat maatskappye benodig met steun vir entrepreneurs. Altesaam R957 miljoen is in die vorige boekjaar deur die Nasionale Loterykommissie onderbestee aan finansiering van begunstigdes. Die bestuur van toelaas vir begunstigdes was weer die kernoorsaak van die gekwalifiseerde auditmening. 3 materiële onreëlmatighede wat in die boekjaar voorgekom het, was R6 miljoen wat betaal is vir die konstruksie van die Moteo sportkompleks in Soweto wat nooit voltooi is nie. R26 miljoen is betaal vir die konstruksie van die Edumbe Ouetehuis in KwaZulu-Natal wat nooit voltooi is nie, en R13 miljoen is betaal vir professionele dienste vir die voltooiing van die konstruksie van die Edumbe Ouetehuis wat nooit afgehandel is nie. Die Cavaliers het met hulle sege van 36-22 die afgelope Saterdag in Tabarra oor die OP in die SA-beker reeks 4de op die reeks se puntelys klaar gemaak. Daarmee het hulle verseker dat hulle vanjaar vir die eerste keer sedert 2016 weer in die Karibeker se Premierliga sal kan meeding. Die Cavaliers kom Vrydag aand in die halfeindronde van die SA-beker reeks teen die onoorwonde Pumas in Mbombela te staan. Thurlow Marsh sê hulle benader die kragmeting asof dit 'n Karibeker stryd sal wees. Vrydag se wedstryd tussen die Pumas en die Boland Cavaliers in Mbombela skop om 1900 uur af. Die tweede half eindstryd sal Griquas en die Cheetahs Saterdag in Kimberley kragte meet. Die wedstryd begin om 1500 uur. Verlede Saterdag het die Griquas die Cheetahs gewen met 'n totaal van 31-29 in Kimberley. Wat die Cheetahs wel uit die wedstryd geleer het, is dat hulle 'n goeie voorsprong moet opbou as hulle die Griquas wil wen. Die Cheetahs se agterlyn kan versterk word met onder meer die terugkeer van gereelde spelers soos die senter Ali Mgijima en hastige vleuel Michael Annis wat albei van beserings herstel het. Die span word Vrydag bekend gemaak.
die wenspan sal te staan kom teen die Pumas of Boland, wat Vrydag in Mbombela die eerste half eindronde sal deelneem. Andy Murray sal nie voortgaan in sy rol as afrigter van Novak Djokovic nie. Die besluit volg na 'n moeilike begin van die jaar vir Djokovic, wat boonop die eerste wedstryd van sy laaste 2 toernooie, die Monte Carlo Meesters en die Madrid Ope, verloor het. Hulle vennootskap het uitstekend begin met Djokovic, wat Carlos Alcaraz in Januarie in die kwart eindronde van die Australiese Ope gewen het. Hy moes egter vanweë besering handdoek ingooi in sy halfeindstryd teen Alexander Zverev, en sedertdien het dinge nie vir die Serveer volgens hulle planne verloop nie. Djokovic het Murray ook vir sy harde werk die afgelope 6 maande agter die skerms bedank en bygevoeg dat dit vir hom lekker was om sy vriendskapsband met die skot wat Djokovic in die eindstryde van die Amerikaanse Ope in 2012 en Wimbledon in 2013 gewen het. Intussen het Carlos Alcaraz die derde keer gistermiddag in die Italiaanse Ope se ronde van 16 en 3 stelle met die Rus Karen Khachanov klaargespeel. Die telling was 6-3, 3-6 en 7-5. Italianer Jannik Sinner, wat nommer 1 is, het gisteraand in sy terugkeer tot die spel na skorsing van 3 maande sy stryd teen die Argentyn Francesco Cerundolo met 7-6 en 6-3 gewen. Swaar reën het maandag vir die tweede agtereenvolgende dag oor Quail Hollow in die Amerikaanse deelstaat Noord Carolina uitgesak, wat spelers se eerste amptelike oefendag vir die 107de PGA kampioenskap ontwrig het. Die tweemalige meesterskampioen Scottie Scheffler, die wêreld se voorste golfspeler, wat 2 weke gelede sy eerste oorwinning van die jaar in die CJ Cup Byron Nelson toernooi behaal het, en die nommer 2 op die ranglys Rory McIlroy, 'n 5-malige kampioen wat 'n lang loopbaan Grand Slam voltooi het deur verlede maand se meester te wen, is volgens die kenners die 2 gunstelinge. Scheffler, wat die begin van die seisoen weens 'n regterhandbesering misgeloop het, kan voortbou op die 9 agtereenvolgende seges deur die Amerikaanse spelers in die PGA kampioenskap. Kagiso Rabada is positief getoets vir dwelmgebruik. Rabada is op 1 April ingelig, 'n urinemonster wat op 22 Januarie MI Cape Town en die SA20 gelewer het spore van kokain getoon. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport, SAID, kan eers na 30 dae, dis op 4 Junie, amptelik bekend maak watter middel Rabada gebruik het. Themba Bavuma, Rabada se Protea-kaptein en groot vriend, is dit met Konrad eens. Baie mense sal vinger wys, maar as mense met hulle eie geraamtes in die kas. Ek gaan nie een van daardie mense wees nie, het Bavuma gesê. Bavuma sê die boodskap wat hy nou aan Rabada oorgedra het, is dat hy eerstens moet aanvaar wat met hom gebeur het. Hy moet homself ook afvra hoekom hy hom daardie situasie bevind het. Is daar dalk geestelik of sielkundige of iets onderliggend wat gepak moet word? Enoch Nkwe, Cricket Suid-Afrika se hoof van nasionale spanne, sê die beheerliggaam het Rabada se verskoning aanvaar en hom vergewe. Hoewel die Stormers reeds vir die uitspelrondes gekwalifiseer het, sê Neetling Forsie dat hulle behoog om Vrydag aand op hulle beste te wees. Cardiff, wat 9de op die puntelys lê, sal vir die uitspelrondes kwalifiseer indien hy die Stormers wen. Die 2 spanne onmiddellik bo Cardiff, Benetton en Munster, eweveel ligapunte as die Wallisers en speel in die laaste ronde teen mekaar. Onlangse geskiedenis is teen die Stormers. Hulle het die afgelope 2 seisoene in Wallis teen Cardiff verloor. In die eerste seisoen van die VRK het hulle daarom 'n weggolsege van 40-3 oor Cardiff gewen. Uit die Walliese spanne het Cardiff die sterkste skram, het Forsie aan die media gesê. Shelton van Wyk, wat 25 jaar oud is, wat tans met verlof is, het van dese week by navraag gesê hy gaan vanjaar vir die streeptruie beskikbaar wees. Die Karibeker reeks skop af op 25 Julie. Wyk het die afgelope seisoen nie net op die aanval nie, maar ook op die verdediging vir die Blitsbokke uitgeblink. Hy het 75 duitslae in die 2024-25 seisoen van die Sevens reeks uitgevoer, die meeste deur enige speler in die wêreld. Met 16 drieë is hy Suid-Afrika se voorste drieëdrukker in die Sevens reeks gewees. In die Los Angeles toernooi het Van Wyk by meer as 1 geleentheid die veld vol gehardloop met die bal in die hand. Advertensie van Netwerk 24, teken in, kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1426, Polokwane 923, Lephalale 1226, Mbombela 1025, Mahikeng 1223, Pretoria 1324, Johannesburg 1222, Ermelo 723, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 1226,
Durban 1724, Port St. John's 1726, Bethlehem 822, Bloemfontein 1022, Allewal Noord 1023, Welkom 1123, Vryburg 1123, Kimberley 1224, Appington 1527, Prieska 1124, Springbok 1527, Karasburg 1628, Keetmanshoop 1427, Mariental 1427, Alexanderbaai 1930, Brandvlei 1326, Loederitsbaai 2030, Vredendal 1933, Kaapstad 1620, Sutherland 1020, George 1521, Jeffreys Bay 1725, Caparra 1630, Graafreinet 1326, Oos-London 1629, De Aar 1123, Molteno 921, Beaufort Wes 16 grade Celsius in die oggend, 26 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.30 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.84, die euro verhandel teen R20.48, die pond kos R24.36, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $32.95 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,253 ook per fyn ons, die prys van Brent olie is $64.96 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag lyk so: dis Woensdag, ek al asem, ek is gesond, ek is waarlik geseënd, ek is dankbaar vir hierdie dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.